Ek lees vir ons uit Efesiërs 2 vanaf vers 5 tot 8. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alleroortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Leonard Wynja is tans 'n honeurs-student in sielkunde. Maar voor dit was ek 'n predikant gewees. En my storie gaan daaroor dat ek 'n hartoortplanting gehad het. Hoe ek by my hartoortplanting gekom het, is inderdaad 'n redelike lang storie en dit begin by my geboorte. Ek was gebore met 'n hartdefek, dit het die naam van tetralogie van Fallot. Dit is 'n verskriklik lang naam en ek moes dit kon gesê het teen die tyd wat ek 4 jaar oud was. Ek het my heel eerste hartoperasie gehad toe ek 18 maande oud was, wat hulle die gat wat in my hart was toegemaak het, en toe was ek fyn gewees vir baie jare. Ek het my tweede hartoperasie toe gekry om 'n klep te vervang toe ek 16 jaar oud was, en dit was net toe ek begin het om vir die eerste keer in my lewe regtig atletiek te doen. Dit is dalk die hoogspringspan, maar dit was atletiek nog steeds. Ongelukkig daai tyd het hulle te laat agtergekom dat daar weer 'n probleem met my hart was, so daar was toe al reeds permanente skade gewees aan my regte ventrikel. Maar hulle het gesê, jy kan aangaan met jou lewe. Hulle sal my weer oor so 15 tot 20 jaar weer sien om weer 'n klepvervanging te doen. So ek het aangegaan met my lewe en ek het toe gaan teologie studeer. Vir 2 jaar was ek 'n jeugwerker gewees en toe word ek beroep as predikant, en dit het toe min of meer die tyd begin raak wat ek geweet het, die klep gaan nou een of ander tyd begin ingee. Ek is toe beroep na Graafrenet toe en ek was daar vir 2 maande gewees, toe gee my liggaam in. Ek onthou, dit was na 'n kerkraadsvergadering gewees vroeg in Januarie, wat die kerkraadslede en my een kollega en een van die ouderlinge my uit die kerk uit moes gedra het en my in die pastorie moes indra, want my liggaam kon nie meer my hart kon nie meer my liggaam gedra het nie. Ek is kort daarna gediagnoseer met terminale hartversaking. My hartfunksie op daai stadium was 11%. Die normale hartfunksie is enigiets tussen 60 en 70%. So dit was 'n skok gewees. Ek was nie geestelik of sielkundig vir dit voorberei nie. My gedagte was hartklepvervanging, so toe ek hoor ek moes 'n hartoortplanting gekry het, was my eerste reaksie nee, ek kort 'n hartklepvervanging, nie 'n hartoortplanting nie. Die dokter het my weer eens net laat weet, jy kort 'n hartoortplanting. Dit was toe nou nog 'n maand van in die hospitaal wees wat hulle toetse moes gedoen het, bloedtoetse, allerhande toetse. Ek kan nie heeltemal onthou wat al die toetse was nie, maar hulle moes my hart ook op daai stadium eers gestabiliseer gekry het. Maar dit was in daai tyd wat ek ook besef het, ek sou nie kon aangaan om te werk nie, so ek het, terwyl ek nog in die hospitaal was, my werk as predikant bedank, en ek is steeds inniglik dankbaar vir die Graafrenet gemeente. Hulle het my regtig baie gehelp in daai tyd, om my op die mediese ongeskiktheid fonds te kry van die NG Kerk. So ek kon ten minste aangegaan het met my lewe, alhoewel dit 'n redelike siek lewe op daai stadium was. En ek is ook bly eintlik, ek het op daai stadium bedank, want net 2 maande nadat ek gediagnoseer is met terminale hartversaking, het COVID gekom. En daar was geen manier wat ek sou kon gewerk het met beide hartversaking en COVID nie. Ek het na my diagnose, wat 'n week voor my 31ste verjaarsdag in 2020 gekom het, by my ma ingetrek. Sy was in George op daai stadium, is eintlik nog steeds. En ek het daar vir 'n jaar lank gebly. Vir die eerste 3
maande na my diagnose kwaad vir die wêreld, vir die Here, vir die kerk. Ek wou met niks niemand regtig iets gedoen te doen gehad het nie en ek het een oggend opgestaan en net by myself gedink, wel as jy nou besig is om dood te gaan, kan jy net sowel dit die beste van elke dag maak en ek het begin oefen. Ek weet dit klink vreemd om te sê jy moes oefen en jy het hartversaking, maar dit het regtig baie gehelp. Dit was aanvanklik stadig, dit was 50 tree en dan het ek gesnak na my asem, maar dit was 50 tree. 50 tree het 100 tree geword, 100 tree het 200 tree geword en 200 tree het na 3 maande se harde oefening 5 kilos geword. Ek het soos 'n stoomtuin geklink, maar dit was 5 kilos wat ek elke dag gestap het en my hartfunksie het verbeter in daai tyd. Dit het gegaan van 11% na 35% toe, wat nog steeds die helfte is van wat dit moet wees. En dit het eintlik op daai stadium so goed gegaan dat my dokter my eintlik van die lys wou afhaal, omdat ek so goed aangegaan het. En omdat dit so goed was, het ek toe besluit ek trek Kaap toe vir ingeval die oproep gekom het. Ek het gevoel ek was sterk genoeg op daai stadium om my eie weer te kan leef. En ek het in 'n flat in Observatory in Kaapstad ingetrek. En nie 'n maand daarna het die hele stelsel weer gecrash. Ek het 'n verskriklike groot kaliumtekort in my liggaam gehad en kalium is belangrik vir spier, funksie, in besonder hartspierfunksie. Ek moes toe weer dadelik hospitaal gegaan het. Hartfunksie het weer geval na 15% toe. Ek is weer dadelik terug op die lys gesit. En daai dag wat ek opgeneem is in die hospitaal het my hart eintlik 2 keer gaan stil staan in die hospitaal. Hulle het my weer in daai tyd weer gestabiliseer gekry. En ek dink dit is in daai tyd wat ek so 'n bietjie moed opgegee het. Want ek kon nie weer my staproetine weer begin gekry het nie, want ek was op dit is Kaapstad, as iemand my toe sou beroof, daar was geen manier dat ek vir ons kon weghardloop nie, so ek was, en dit was nog COVID, so ek was vasgevang in my eie flat. In daai tyd ook nog, het my blinde darm besluit, hy groet ook hierdie liggaam, so toe moes my blinde darm ook nog uit, en omdat ek reeds 'n swak hart gehad het, daar was komplikasies daaroor gewees. En kort nadat my blinde darm uitgehaal is, sit ek weer by my dokter en dokter Koen op daai stadium het vir my gesê dat daar is eenvoudig net nie harte beskikbaar nie. Tydens COVID het alle soliede orgaanoorplantings drasties geval. Hartoorplantings het in daai tydperk feitelik geval van omtrent 19 per jaar tot 0. En ja, ek het op daai stadium gedink, wel ek is hier, ek gaan of 'n hart kry of ek gaan doodgaan as gevolg van die feit dat daar nie harte beskikbaar is nie. 3 weke nadat dokter Koen vir my gesê het, daar is nie harte beskikbaar nie, kry ek 'n oproep, 6:00 die aand, 21ste November 2021. Daar's 'n hart beskikbaar. Wil ek die hart hê of nie? Jy kan nee sê. Baie mense weet ek doen, hulle voel so goed dat hulle nie noodwendig dalk die hart dadelik wil vat nie. Ek natuurlik het gaan nee, dankie, ek wil asseblief hierdie hart hê. Dokter Koen het vir my gesê, nee, dit is reg. Vat jou tyd, bel wie jy moet bel, pak jou tas, wees ten minste teen vanaand in die hospitaal, dan doen ons die operasie môreoggend 8:00. 22ste November 2021 het ek 'n nuwe hart gekry. En dit was lewensveranderend. Met my ou hart, met al die skade wat hy op jare gedoen het, al die operasies, spite van die feit dat ek die hoogspringspan gehaal het, kon ek nooit regtig geoefen het nie. Ek kon nooit regtig fiks geword het nie. Ek kon nie hardloop nie. Ek kon nie regtig vreeslik gym nie. Ek het baie vinnig moeg geraak as ek geoefen het. En toe ek hartversaking gehad het, was 'n stel trappe net te veel. Ek kon nie 10 trappe geklim het sonder dat ek gevoel het ek wil uitpaas nie. En met hierdie hart
kyk, dit was oefening ook weer van vooraf gewees. Ek moes weer eers geleer het loop in die hospitaal en dit was ook my eerste pligte ding wat jy hoef te doen as jy orgaanoorplanting gekry het nie, maar dit is na my mening goeie maniere om dit te doen, maar jy skryf 'n brief aan die skenkerfamilie. En dis eerlikwaar die moeilikste brief wat jy ooit in jou lewe sal skryf. So sê jy dankie wanneer jy weet wat dit gekos het vir jou om te leef. As al enigiets is wat jy wil verneer of kan wegneem, is praat met jou mense, sê vir hulle, jy wil orgaanskenker wees, want om orgaan te skenk verander werklik lewens. In terme van waar my lewe nou na die oorplanting is, ek het ingekom vir meneers in sielkunde, wat ek nie gedog het sou gebeur nie. Ek is besig nou om te studeer, ek het 'n gemeente hier gevind waar ek nie die leraar is nie, waar ek nou my geloofslewer is, regtig die regte plek is vir my om te wees. Maar tog preek ek nog steeds so elke nou en dan. En ek dink die Here het vir my 'n storie gegee om vir mense hoop te gee.